Goeiedag. Het is 'n voorreg om weer saam rondom die woord by mekaar te wees. Mag die Here deur sy Gees ons lei wanneer ons met die woord besig is. Ons gaan vanmôre kyk vanuit 2 Timoteus 3 hoe ons die krag van godsdiens mag beleef en wat die gevaar is dat ons eintlik in 'n formalisme soms leef en die krag van die godsdiens nie beleef nie. Maar kom ons lees 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledig teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En dan hierdie kernvers van, as dit nou saamgevat word, alles wat hierbo beskryf is, dan staan daar, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jabres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jabres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel, lewensdoel, in geloof, geduld, liefde, volharding. In vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En dis die teenstelling wat eintlik hier geskryf word, van eerste paar verse wat so beskryf word van die liefdeloosheid en hoe daar eintlik 'n goddeloosheid beskryf word teenoor navolging in leer van die skrif, lewenswandel, lewensdoel, in geloof, geduld, liefde, volharding. Dis die teenoorgestelde van 'n vorm godsdiens. En dan hier waar hy sê, almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe. Dis waaroor dit gaan. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan om van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons kry waar Paulus ook in Romeine 1 vers 16 kry ons hierdie woorde: ek skaam my nie oor die evangelie nie, want is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek vir die Jood en die Jood. En daarom bid Paulus ook in Efesiërs 1. Ek bid dat, so staan dit daar, ek bid dat hy julle geestesoë sal verhelder, sodat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. God se krag in en deur jou. Ja, met God se krag word ons gestuur om te gaan getuig, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Dis God se krag. God se krag wat ons red, God se krag wat in ons is as gelowiges en is in God se krag waardeur ons roeping op aarde vervul. Jy weet, ek is eintlik as dit ware maar op 'n kerkbank gebore. Al die jare was ek maar deel van 'n gemeente en van 'n kerk. Al die jare in die gereformeerde kerk,
waar ek groot geword het en waar ek nou predikant is. En ek gaan redelik gereeld kerk toe. Sê nou dat ek meestal preek, waardeer die mense dit tog maar as ek maar opdaag op 'n Sondag. Ek is so gewoond aan 'n Christelike manier van doen. Daar is 'n bepaalde roetine. Maar hierdie dinge beteken nie noodwendig dat ek in die krag van God leef. Hierdie dinge is belangrik en is deel van die lewe van 'n gelowige, maar 'n verhouding wat God vir ons gee in Christus, wat ons deur die werking van die Gees en die geloof omhels, is nie maar die optelsom van 'n klompie goedjies wat ons doen of in 'n bepaalde roetine waarin ons leef. Dit gaan oor die krag van God wat in my lewe, waardeur ek lewe en waardeur ek my roeping vervul. Ja, wanneer iemand nie glo nie, wanneer iemand heiden is, goddeloos is, dan is dit sleg. Daar's nie hoop en vrede nie. Daar is so 'n persoon met sonder God deur die lewe gaan en die oordeel van God rus op so 'n persoon. Iemand wat nie glo nie en goddeloos lewe, mis die sin en die doel van die lewe. Nou word daar in die skrif egter 'n ding genoem wat amper asof dit meer deur die Here veroordeel word. Dit is asof die Here erger daarop reageer as wanneer iemand glad nie die Here dien. En dis wanneer iemand die uiterlike dop van Christendom dra, maar dit nie waarlik leef. Iemand sê hy's 'n Christen, hy het selfs 'n sekere Christelike roetine, maar beleef nie die krag van God nie en leef dit nie uit nie. Daardie persoon se lewensdade wys dat Christendom eintlik maar net 'n vernislaagie diep is. 'n Uiterlike baadjie wat hy of sy aantrek, maar is nie werklik deel van my lewe en dit bepaal nie regtig my lewe nie. En dis waarvan ons teksverse praat. Mense sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal daar nie wees. Daar's nie 'n lewende verhouding met God nie. Daar's nie 'n leef vanuit die Vader se liefde nie. En daarom ook nie in sy krag nie. Dit gaan bloot oor uiterlike dinge. So iemand sal nog kerk toe kom en sekere dinge doen terwille van Christelike dinge ook doen terwille van tradisie of kultuur of om kerklik verbonde te wees maar uiteindelik min impak op sy dag tot dag keuses, sy lewe, sy manier van dinge hanteer, sy manier van dink. Christendom is maar net 'n aspek, 'n deeltjie van iemand se lewe, maar is nie die bepalende in iemand se lewe nie. En wanneer ons kyk na die Here se lewe op aarde, dan is daar een groep mense wat hy ongelooflik skerp veroordeel het. En dit was nie die prostituie, die tollenaars en die moordenaars wat hom nie geken het nie. Dit was die fariseërs en die skrifgeleerders wat hom geken het, of liewer dan gemaak het of hulle hom geken het en so hypergodsdienstig is, maar wat eintlik net met bloot uiterlike forme besig was. Hulle hart was nie daarin nie. Nou, dadelik moet ek bysê, ons moet dit nie misverstaan nie. Nou, dit gaan oor dat mens nie 'n vrome en 'n regte lewe, heilige lewe moet lei nie. Inteendeel, die Here sê in Matteus 5 vers 20, ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Koninkryk van die hemel ingaan nie. 'n Heilige en vroom lewe is ongelooflik belangrik. 1 Petrus 1 vers 16 sê ook, leef heilig, want ek is heilig. Maar dit gaan daaroor dat die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n uiterlike vernislaagie vorm godsdiens beoefen het. Hulle het reëls gemaak en inderdaad dit nagekom, maar hulle die verhouding met die Vader gemis. Hulle het nie geleef vanuit 'n verhouding met God wat hulle hele lewe bepaal en daarom die krag van God beleef wat inderdaad uitvloei na waar ook al hulle beleef en beweeg en waar hulle roeping moet vervul. God was nie die bron waaruit hulle geleef het. God was nie die bron nie, maar hy was ook nie die doel waartoe hulle geleef het nie, naamlik God en die eer van God. En daarom noem die Here in Markus 7 vers 6 hy noem hulle skynheilig want hulle eer hom met die mond, maar hulle hart is ver van hom af. Sien ook in Openbaring 3 waar die boodskap aan Laodicea is dat hulle lou is. Hulle is nie koud dat hulle niks met Christendom te doen wil hê nie. Hulle is nie warm dat hulle sê ja, ons glo en ons leef vanuit die volheid wat God vir ons gee nie. Dis lou. En dan kom die oordeel van God oor hulle en sê hy gaan hulle uit sy mond uitspoeg. Nee. God gee vir ons 'n lewende verhouding met hom. Deur sy genade in Christus
ons deur die geloof omhels. God gee vir ons daardeur sy krag om binne 'n gebroke wêreld heel wees te leef. God gee vir ons sy krag om ons roeping en ons skepingsdoel te leef. God gee vir ons sy krag om oorwinnend te leef binne 'n stukkende wêreld waar die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu om te verslind. God gee vir ons sy krag sodat ons, as ons val, weer kan opstaan en hom kan volg. God gee ons sy krag om te midde van swaar kry en moeilike omstandighede steeds op God te vertrou en hom te volg. Ons as kinders van God ontvang God se krag om 'n kind van God lewe te lewe. Met alles wat ons dink, doen en sê. En nou hier as 2 Timoteus 3 praat van die werklikheid van die kragteloosheid. Nou, dan is dit 'n werklikheid, nie net eendag daar waar dit was nie, maar ook hier en nou. Vers 1 begin, dit moet jy weet. Dit word eintlik as 'n werklikheid gegee. Die Bybel sê, dit sal gebeur, is dat mense weg sal dwaal van 'n verhouding en die krag van God en net in uiterlike dinge aan sal vashou. En dan is dit nie net daar iewers of met ander kerke of met ander mense nie. Die gevaar is ook hier by my en in my. So min as wat ons dit dikwels wil erken, hierdie kragtelose godsdienst staan nie so ver van ons af as wat ons graag sou wou dink nie. As ons kyk na vers 2, na die eienskappe van die mense wat hierdie uiterlike godsdienst het, dan staan die skyngodsdienst eintlik so gevaarlik naby aan my. Want skielik, hierdie dinge wat in een asem met skyngodsdienst en uiterlike vorme genoem word, is iets wat ons ook in ons eie lewe raak sien, selfsugtigheid, standaard, né? En selfsugtigheid beteken weer om myself eers te stel, gaan oor wat ek kan kry. Die woord het eintlik maar 'n liefde vir die eie ek, in plaas van dat God in my lewe sentraal staan. Daar word beskryf as hulle is geldgierig. Hulle liefde vir geld bepaal hulle keuses. Betekenis is juis van daai woord, beteken liefde vir geld. Om geld en materiële dinge te hanteer, soos of dit myne is, en nie God se wat ek bloot bestuur en rentmeester oor moet wees. Dit gaan weer oor ek, my geld en my materiële dinge. Daar word beskryf as, hierdie vorm godsdienst word beskryf as grootpraterig. Hy wil mense beïndruk, weer oor eie ek moet groter word. Verwaand, word daar gesê, stel homself aan bo ander mense, dink hy's beter as ander, ek is beter as ander. Telkens is dit oor hierdie ek wat hier sentraal staan in plaas van God. Dit word verder beskryf teen belediging teenoor ander mense, die mag van tong om ander mense af te breek, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar word genoem, sien nie raak wat hulle het en wat hulle van God ontvang nie, liefdeloos, onversoenlik, wil nie dinge regmaak met ander mense nie, kwaadpraters, dui op 'n persoon wat nie sy tong kan beheer nie, bandeloos, geen grense nie, bly nie binne God se grense nie, ek wil doen wat ek wil, verraaiers, dui op iemand wat iemand anders in die steek laat, eerder liefde vir genot as liefde vir God. En eintlik hierdie lang lysie wat die uiterlike godsdienst en kragtelose godsdienst beskryf, staan dalk nie so ver van ons af as wat ons graag wil hê nie. En daarom moet ons gaan vra, leef ons steeds deur die krag van God, vanuit 'n verhouding met God, of bepaal die eie ek tog maar in praktyk my lewe. Soms dan word ons besluite meer bepaal deur ons eie tradisie, ons het nog altyd so dit gedoen, of ons kultuur, ons almal hier rond doen dit mos maar so, of ons eie rede, dit lyk vir my logies, of my eie gevoel, dit voel vir my reg. En dan so word ons eintlik maar bepaal deur wat ek besluit. Nou ons lees in Jeremia 36 vers 23 waar Jojakim, as die boekrol, die wet van die Here voorgelees word, dan staan daar elke keer wanneer Jehudi 3 of 4 kolomme van die wetboek klaar gelees het die koning dit met 'n skrywersmes afgesny en op die vuur in die kolebak gegooi. Hy het so gemaak tot die hele boekrol in die vuur was. Nou sal ons sê, maar dit is tog verskriklik dat hy dit doen. Maar is dit nie ook soms wat ons doen deur ons lewe nie? Om dele van die Bybel uit te skeer en weg te gooi. Ja, om sekere dinge wat die Bybel sê ons moet doen, nie te doen. En so as dit ware dit maar die Bybel uit te skeer. As ek lieg,
dan skeer ek eintlik maar in effek Eksodus 20 en Kolossense 3 vers 9, as dit waar uit die Bybel is. As ek nie uitreik na hulle wat in nood is nie, dan skeer ek Jakobus 1 vers 27, Jeremia 7, Matteus 25 uit die Bybel uit. As ek saam slaap buite die huwelik, dan skeer ek mos 1 Korintiërs 7 en Genesis 2 uit die Bybel uit. As ek die Here met 'n halwe hart dien, dan skeer ek Matteus 22 vers 37 uit die Bybel uit. 'n Uiterlike godsdiens, vorm godsdiens. Ja, so en met dit kan ek nie die vreugde ervaar van om in 'n verhouding met die lewende God te staan. Met so uiterlike godsdiens sal ek nie die oorwinning beleef wat daar in Christus Jesus is nie. Dan mis ek my skepingsdoel ook om te heers en God te verheerlik in hierdie wêreld. Dan sal ek nie die krag van God beleef nie. Die hartseer is dan ook dat partykeer hierdie uiterlike vorm, hierdie vernitslagies, word partykeer 'n veilige skuiling om agterweg te kry. My gewete word gesis, ek gee my 'n valse gevoel van gerusheid, van ek sterm in hierdie Christelike omgewing, kultuur, maniere van doen, maar waar is my hart? As ek uitverkoop aan die Here, beleef ek die krag van God in my lewe. As die Heilige Gees, wanneer ons die Heilige Gees vra en ons vra, Here, wys my, waar staan ek? Dan moet die woorde van 2 Timoteus 3 vers 5 diep insny in ons harte. In my hart, en ons elkeen se hart, van die werklike gevaar van uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van godsdiens nie hê nie. Maar wat nou? Wat as ons raak sien, maar daar's tog dinge in ons lewe wat uiterlik is en ons mis hierdie krag van God in ons lewe en deur ons lewe. Nou die ontstellende is, uit eie krag kan jy nie jou kragteloosheid verander nie. As die greep van formalisme en gewoonte godsdiens jou vasgevang het, dan kan jy nie daaruit loskom. Dis alleen in God se genade en God se liefde in Christus, in sy krag, wat hy jou daarvan kan verlos. Alleen Christus koop my los, ook van die greep van uiterlike vorm en uiterlike naamchristenskap. Alleen Christus verlos my van selfsugtigheid, van geldgierigheid, van ondankbaarheid, van liefdeloosheid, van hierdie eie ek. Alleen God se genade bring my opnuut by 'n verhouding met hom. Ja, alleen deur God se krag kan ek weer die krag van godsdiens ken en beleef. En daarom moet ons eintlik net na God toe hardloop en sê, Here, vergewe ons, vergewe my en verander my deur u genade. Met leë hande, maar met geloofshande kom ek na u toe en vra, Here, maak my vol met u volheid. Brand weg die formalisme. Skenk my u genade in Christus. Laat my daarin leef vanuit wie u is. Ja, verlossing deur geloof in Jesus Christus. Ook van formalisme en uiterlike skyn. Dit is die evangelie boodskap, vers 15. Alleen deur die werking van die Heilige Gees kan ons deur die geloof opnuut die lewe omhels wat Christus deur sy bloed vir ons gekoop het. Ons mag dit doen. Ons kan vergifnis en vryspraak ontvang, ook vandag, want daar was 'n kruis op Golgotha. Daar is 'n leë graf. Ons verlosser leef. Hy is ons voorspraak in die hemel. Genade, genade, genade. Omdat daar genade is, kan ons vryspraak ontvang, wanneer ons daarmee na God toe hardloop en dit vir God gee. En dan, wanneer ons opnuut hierdie volheid en ware verhouding wat ons in God het, in Christus, wanneer ons dit opnuut ontvang, dan moet ons daarin leef. Dan moet ons meer en meer word, al hoe meer en meer word wat ons reeds in Christus is. Al hoe meer leef in hierdie krag van God. En miskien beleef ons nie die krag van God, omdat ons nie prakties leef in God se genade en leef in God se krag nie. Dis byvoorbeeld, sê nou maar, ek kry 'n fietspersent, dan is dit 'n groot persent en is genade, maar as ek nie opklim en daarop ry nie, gaan ek nooit die ervaring van fietsry beleef. God gee genade en krag en hy gee leiding deur die Gees, maar as ek nie daarin leef nie, gaan ek dit nie beleef. Ek ervaar hoe die Gees deur die woord met my werk, as ek besig is met die woord, besig is om te doen wat die woord sê. Vers 16 praat van die woord is die waarheid. Die woord is die waarheid en rig ons in die waarheid. Dit help ons om die dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, regte lewenswyse
te kweek. Maar al hierdie dinge gebeur wanneer ek die woord lees, mee besig is en dit prakties doen. Die doel van die skrif is nooit bloot kennis nie, maar 'n veranderde lewenspraktyk. Die doel is lewensverandering tot eer van God. Prakties leef in God se genade en God se krag. So prakties soos om te sê elke dag alleentyd saam met God. Elke oggend om nie in God se genade in te hardloop en dat ek daar die sekerheid ontvang waarmee ek in hardloop in die dag. Dis nie maar 'n agendapunt om af te handel nie, maar dis 'n verhouding met God wat ek koester, waar ek in leef. Om alleentyd saam met God te hê, om praktiese keuses te maak sodat my prioriteite vir die dag in lyn is met God se prioriteite. Ons sal waarskynlik min van God se krag beleef as ek my eie agenda leef en my eie prioriteite. Maar vanuit God se genade moet ek sy eer soek en my verhouding met hom moet eerste wees in my lewe en in die praktyk van my lewe. Of wanneer ek nie die praktyk van my tyd, gawes en geld en menswees oorgee aan God en in lyn bring met God se plan, dan sal ek waarskynlik min krag beleef. Ja, ons het nodig om ons lewe te leef as groter as ek self, met dit wat God besig is om te doen met my en deur my. Dan beleef ek God se krag, wanneer ek op die agtergrond verdof en God sentraal staan. Dis wanneer ons beleef werklik God se krag en ons leef in God se krag, wanneer ons bely met ons mond, maar ook met ons lewe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis genade en die krag van God dat ek gered word en verlos kan word. Maar ek beleef hierdie krag wanneer ek inderdaad elke dag daarin lewe. Ons sluit af. Daar staan, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken. En daarom moet ons ook vanmôre self ondersoek doen. Maar ook aan vasgryp aan die waarheid en die werklikheid van die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is ook werksaam in my. Sodat die man, so staan daar, sodat die man wat in diens van God staan, die man of vrou, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dit is wat God vir ons bedoel. Mag ons leef vanuit hierdie verhouding en mag ons al hoe meer die krag van God beleef in ons elke dag se lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U dat U ons U krag gee. En dat dit is U krag en U genade wat ons verlos van ons kragteloosheid, van ons uiterlike forme, om waarlik net in U te leef, dat ons nie meer sal leef nie, maar U in ons. En dankie Jesus Christus dat U vir ons gesterf het, sodat dit moontlik is. Dankie O Heilige Gees dat U in ons woon, en dat U ons met krag ook lei, en dat ons deur U krag ook kan gaan en ons roeping kan vervul. En daarom bid ek bid ons vir mekaar, Here, en ek bid vir elkeen wat hierna kyk. Here, dat U net elkeen sal oorweldig met U liefde, met U genade, met U krag, om nie meer in 'n sinloos, in 'n vorm godsdiens en 'n uiterlike lewe te leef nie, maar te leef in lyn met die genade wat ons van U kry, in lyn met ons skepingsdoel, om U alleen te verheerlik. Here, ons bid hierdie dinge, nie omdat ons enigstens iets verdien nie, nie omdat ons beter is as enigiemand anders nie, maar Here, ons bid dit op grond van U genade in Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.